inleiding van die geskiedenispsalm, Psalm 78, kry ons veral 2 opdragte: luister en vertel. Goeienaand en welkom by die aandgesprekke uit Psalm 78. Beide hierdie opdragte lê ingebed in 'n praat en vertel kultuur waarin die psalm sy ontstaan gehad het. Dit was die manier van die oordra van inligting. Luister en vertel dan oor. Was 'n baie persoonlike manier van kennis oordra. Jy moes goed luister en die boodskap jou eie maak voordat jy dit in jou eie woorde aan ander kon oorvertel. Miskien verleer ons in ons skryf en kyk kultuur om werklik te luister. Ons kan ons later weer gaan lees of weer gaan kyk. Ons kan selfs dit wat ons vanaand hoor net so vir iemand anders aanstuur deur 'n knoppie te druk. Ons kan dit onpersoonlik doen, omdat ons nie die boodskap ons eie hoef te maak en dit dan weer in eie woorde oor te gee nie, bly ons baie keer onpersoonlik besig met die boodskap van die Bybel. Die psalm begin met die opdrag om te luister. Anders het jy niks om te vertel nie. Luister aandagtig, spits jou ore, draai jou ore sodat jy mooi kan hoor. Luister dieper as wat jy hoor. Luister na die Godsopenbaring. Luister verby die feitelike geskiedenis. Luister totdat jy God raak hoor. Hy is getrou. Hy is 'n verlosser. Dis wat jy moet hoor. Luister ook na die selfopenbaring. Luister soos die voorouers hardkoppig en ongehoorsaam was, soos ek. Luister hoe hulle, soos ek, maklik vergeet, ondankbaar is, telkens in opstand kom. Luister totdat jy jouself hierin raak hoor. Luister, ook wanneer die geskrewe woord van die Here soos ons dit het, gelees word, luister na Psalm 78 en vertel dan. Vertel die werklikheid, vertel die verhaal van die Here met sy volk in die Ou Testament. Die pad wat die Here met sy kinders in die Nuwe Testament loop. Vertel die verhaal wat in die Bybel opgeteken is. Vertel, oorvertel aan die volgende geslag. Vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderwerke wat hy gedoen het. Dit is die inhoud van ons vertelling. Sy dade, sy mag, sy wonderdade. Vertel van wat hy gedoen het in die tyd van Moses en rigters en Dawid en almal daarna. Ons moet hierdie verhale oorvertel. Ons moet dit uit die Bybel oorlees, dat kinders kan hoor. Vertel verby Moses en rigters en Dawid wat die Here gedoen het. Vertel hoe dit alles saamtrek in die koms van Jesus Christus. Veral die wonderdade aan die kruis en die opstanding. Dra hierdie kennis oor. Ons kinders, ons kleinkinders moet dit weet. Vertel egter nie net wat toe gebeur het nie, maar vertel ook hoe dit in jou eie lewe waar geword het. Vertel van die Here se roemryke dade en sy mag en sy wonderdade wat hy ook in my geskiedenis gedoen het. Vertel dit vir jou kind. Vertel die feite, maar vertel veral van die Here binne in die verhaal. Vertel hoe hy my so lief gehad het, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat ek in hom kan glo en ek die ewige lewe kan hê. Vertel van Jesus se wonderdade. Vertel van die Heilige Gees wat lewe en kragtig aan die werk in my is. Vertel van my Hemelse Vader, wat as almagtige regeer, maar as Vader my versorg. Op hierdie manier is ons net getuies van Jesus Christus en wat hy doen. Luister en vertel. Goeienaand.